Ons teksvers, julle het op julle boodskappe ook vanoggend, is Psalm 23 vers 4. Ek lees dit vir julle. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Dis nog steeds ons reeks oor Psalm 23. 'n Arabiese spreekwoord sê, aanhoudende sonlig sonder reën maak 'n woestyn. En die lewe is 'n mengsel van goeie tye en van slegte tye, van berge en van vlaktes, van ops en van afs. En vanoggend gaan ons praat oor die God van my vlakte. Selfs in die donkerste tye is God daar vir ons. Psalm 23 vers 4 sê, ek is daar met jou, in my hande is jy veilig. Ek gaan nou vir Pieter vra om vir ons asseblief te kom open met gebed. Kom ons bid saam. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind by my God. Hy wat my lei deur die valleie van die lewe, deur die donkerte en die lig, so lei U ons, o Here. As 'n gemeente is ons vandag hier vergader om aan U die lof en die eer te gee en ons harte roep uit oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is U oordeele, hoe onafspeurlik sy weë. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Vader, ons gebed is dat U deur U Gees aan ons die wysheid sal gee, dat ons harte die volle inhoud van die evangelie van Jesus Christus sal begryp. Here, ek bid dat elke persoon hier verteenwoordig vandag, sy geesteseeuwe so verhelder sal word, dat hulle die hoop van elkeen se roeping, die inhoud daarvan en die heerlikheid van ons erfenis in Jesus Christus, dat dit in hulle lewens sal manifesteer, dat dit sal oorgaan tot dade, en dat die dade werke sal word, wat vir U aanneemlik en wesenlik is. Verhelder ons geestesoë ook so, Here, deur die Heilige Gees, dat die krag wat U uitgeoefen het, toe U Seun uit die dood opgewek het, dat daardie krag in elkeen van ons, deur Jesus Christus aan ons toegeken, sal manifesteer in ons werke. Here, en U woord sê ons dat Paulus was in die gevangenis gewees. Hy was vasgeketting en hy was agter tralies gewees, maar dat hy bevry is. Hemelse Vader, so sit U ook mense hier vandag tussen ons, wat met kettinge vasgevang is. Het sê daai ketting is 'n ketting van siekte, of 'n ketting van ongesteldheid, of 'n ketting van droefheid, Here, of van geldnood. Here, ons staan op die krag en die heerlikheid wat U deur Jesus Christus aan ons gegee het, en ons breek daai bande van kettinge wat ons vashou, in die naam van Jesus. Here, wees ook so met die prediker vandag. Mag die woorde wat sy aan ons toevertrou, op goeie grond val, en mag dit vrugte dra, wat vir U wesenlik en aanneemlik is. In Jesus naam. Amen. Dankie Pieter. Daar's 'n reeks kranse, daar sien julle dit op die bord, in Israel, wat in die Ou Testamentiese tyd die vallei van die skaduwee van die dood genoem was. Dit was daai deel se naam gewees. Hierdie kranse is baie diep met sulke smal afgronde. Hierdie kranse was tot by 244 meter hoog. So as jy daar onder loop en jy kyk op, dan kan jy die son net om 12 uur sien. Want die kante is so hoog, dat jy net die son kan sien, wanneer hy van bo af direk inskyn. Die grootste gedeelte van die dag, wanneer jy hier loop, sal dit in die skaduwee wees. En Dawid het baie hierdie pad, die skaduwee van die doodpad geloop. Want die rowers het baie hier aangeval. Dit is, kom ons noem dit, is ons R80 pad, waar jy 'n gevaarlike pad is, waar jy gespike word en alles. So dan het Dawid homself verseker, al ry ek op die R80, al beweeg ek hier deur die skaduwee van die dood, in hierdie donker dieptes,
sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Hy het geweet dat God met hom op die berge was. Keer op keer het God hom op die berge beskerm. Maar ook wanneer hy hier onder in die vlaktes loop, was hy vas oortuig gewees dat hy in God se hande is. Amper 3000 jaar gelede was daar 'n koning gewees met die naam van Agab. En as julle daar op die bord kan kyk, daar bo in die Wesbank is die gedeelte wat die afgelope 2 jaar so in die nuus is, daar by Israel in die oorlog, né? Samaria was die hoofstad van die noordelike ryk gewees, van Israel in daai tyd. Vandag word die stad Sebastia genoem. En as jy nou net so skuins bokant omkyk, dan sien jy daar is Sirië, wat ook die laaste tyd baie in die nuus is. 3000 jaar gelede was die koning van Sirië se naam Ben-Hadad gewees. So hierdie koning het besluit, ek wil koning Agab se koningskap omver gaan gooi. So hy het toe diplomate gestuur na koning Agab toe en vir hom gesê, of ek vat hierdie land van julle en ek verwoes julle hele stad, of julle gee vir my die paleise vroue en kinders en die paleise se goue en silwergoed. En Agab het toe maar ingegee en gesê, okay, julle kan dit maar doen. En toe Ben-Hadad daai antwoord kry, toe sê hy, nee, ek verander nou. Of julle laat my weermag toe, om in elke huis te kom, en al die vroue en kinders, en al die goed wat ons wil hê, vat, anders gaan ons julle inval. En Agab en sy regering het toe by mekaar gesit, en toe besluit, maar hulle kan nie dit toelaat nie, want dit sal die begin van die totale weggee van hulle land wees. So hulle sê toe vir Ben-Hadad, nee, ons val nie in daarby nie. En toe Ben-Hadad die boodskap kry, het hy 32 bondgenote gekry, om Samaria binne te val. Nou dink net vandag daar in die Midde-Ooste, as 32 lande daar saamspan om Israel in te val, Irak en Iran en Jemen en Lebanon, Saudi-Arabië ensovoorts, 32 lande is baie. So nou, hier gaan 32 weermagte gaan saamspan om een weermag te vernietig. Ons lees dat Ben-Hadad en die 32 konings was so oortuig gewees, ons gaan wen vandag, dat hulle al gedrink het voordat die geveg begin het. Ek lees dit vir julle. En hulle het op die middag uitgetrek, terwyl Ben-Hadad hom dronk gedrink het in die tente. Hy en die konings, die 32 konings, wat sy bondgenote was. Nou op daardie dag het God wonderbaarlik vir Israel 'n oorwinning oor die Siriëse en al die bondgenote gegee, en die Jode het hulle almal verslaan. Maar die volgende jaar, toe kom Sirië en al die bondgenote bymekaar en sê, kom ons probeer weer. Ons gaan weer teruggaan en vir Samaria aanval. Maar nou sit hulle almal hier bymekaar en hulle herevalueer die vorige jaar se geveg wat plaasgevind het, en toe maak die Siriëse generaals 'n gevaarlike aanname oor die God van Israel. Hulle het daai eerste geveg in Samaria op die berge geveg, en omdat hulle daar verloor het, het hulle afgelei dat Israel se God is 'n God van die berge. Want hulle heidense gode was gelokaliseerd en beperk gewees. Die heidense gode het 'n God gehad van die heuwels, en 'n God van die berge, en 'n God van die water, en 'n God van valleie, en 'n God van die see, klomp gode. So hulle het vir mekaar gesê, want die raadgewers van die koning van Aram het vir hom gesê, hulle gode is berggode, daarom was hulle sterker as ons. Ons moet hulle in die vlaktes pak, dan sal ons sterker wees as hulle. So hulle was vas oortuig dat die God van Israel het oor hierdie berge mag gehad, maar nie oor die kranse en die vlaktes en die valleie nie. Hulle het geen begrip gehad van wie God is nie. Hulle het gedink dat die God van Israel beperk was. God is baie groter as wat hulle gedink het.
En ek dink ons sit vanoggend hier en ons oordeel hulle maklik, hierdie heidene. Maar is dit nie ook maar 'n denkfout wat ons baie keer maak nie? Ons denke oor God is beperkend. Ons dink hy sien ons net wanneer ons aanbid en nie wat ons maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en die res van die week sien en dink en doen nie. So beperk ons hom as 'n God van Sondag. Soms dink ons God is beperk in kennis. Hy weet nie nou waardeur ek gaan nie. Hy verstaan nie hierdie uitdagings wat hier voor my lê en hierdie probleme nie. En dan voel ons verskriklik alleen. So beperk ons hom na 'n God wat net sekere dinge in die lewe verstaan en ons net met sekere goed wil bystaan. Desember maand is ons en die kinders en die kleinkinders see toe en toe eendag wil die een neefie Endres wil vir die ander neefie Aiden leer visvang want Aiden het nog nooit vis gevang nie en Endres het al vis gevang, so hulle is toe waar die mense swem, is hulle net hier langs ons en hulle het hulle visstokke daar ingegooi en Endres het mooi vir Aiden gewys wat om te doen en dit was nie 5 minute nie toe vang Aiden 'n vis, maar dis toe 'n haai, 'n baba haai gewees, wat gemaak het dat ek die res van die vakansie nie na by die swemplek gekom het nie. Maar afval uit hierdie baba haai en al twee neefies is verskriklik opgewonde en ek weet vanaand om die 4 gaan ons daaroor gesels oor hierdie vis wat gevang is. Maar toe wil ek so graag hê die ander neefie moet ook 'n vis vang en hy het in die oggend gesê hy wil 'n wit vis vang. En nou sit en dink ek, kan ek bid, want nou staan die 2 weer daarvoor. Kan ek bid dat hy 'n vis moet vang? Nee, ek kan nie bid nie. Ek kan nie bid vir 'n vis nie. Ek het gebid vir veiligheid en dat ons almal hier kom. Ek kan nie so 'n leksheid vir 'n vis bid nie. Maar kan ek nie maar tog nie en so sit ek daar en op 'n stadium te besluit ek, Here vergewe my dat ek so iets vra, maar kan jy nie asseblief dat die ander seentjie ook 'n vis vang nie? En 'n paar minute later, toe vang hy 'n vis. Watter kleur? 'n wit vis. In die aand kon hulle lekker daaroor praat. Maar ek dink dit was eers toe ek hierdie week voorberei het, verlede week, dat ek besef het toe ek terugkyk, hoe beperkend my denke oor God was. Ek het hom beperk in my denke oor wat ek dink hy wil hoor, en ek dink wat hy nie wil hoor nie. Dis nie hoe maklik is dit. Sommige mense dink ek is te waardevol, te waardeloos, ek kan nie met God praat nie. Hierdie gemors hier op my tafel is my toe doen, ek moet self hier uitkom. Ek het dit veroorsaak en ek moet daardeur werk. So beperk ons in ons denke God om te besluit waaraan hy wil aandag gee en waaraan hy nie wil aandag gee nie. Jy beperk God deur as jy in 'n vallei is om te dink dat hy nie in jou vallei van angs, van fisiese pyn, van geestelike ongeloof, van hartseer, wanneer jy gestres of angs is nie. Of jy sê ek is so sleg. Dit wat ek doen waar ander mense nie kan sien nie, maak my sleg. God kan nie vir my lief wees nie. En jy beperk God in jou denke om net vir jou te lief te wees as jy goed is. Baie mense dink God is 'n God van voorspoed. Hy gee net voorspoed. En ek gaan nou, hierdie is so 'n belangrike ding, so ek gaan nou net so 'n paar minute vir julle gee om na mekaar toe te draai en met mekaar te gesels. Hoe beperk jy soms? Hoe dink jy soms beperkend oor God? En maak tog asseblief seker as daar iemand alleen is dat julle draai, ons is een familie hierso, dat julle na mekaar toe draai en hieroor praat, dat julle almal in die kerk betrek om by iemand te sit. Ek gee julle net so 2 of 3 minute. Deel met mekaar hoe beperk jou denke soms oor God is.
Dankie julle, ek gaan julle hier stop. Dankie vir julle wat ook moeite gedoen het om ander by julle te betrek. Dit is net om julle so bietjie los te maak, dis iets waaroor julle by die huis ook kan dink. So ons maak ook baie soos Ben-Hadad en sy 32 bondgenote en beperk God. So na aanleiding van Ben-Hadad en die generaals wat vas oortuig was, dat God is net 'n God van die berge, verander hulle nou hulle strategie. Ons gaan hulle nie aanval in die berge nie, ons gaan hulle nou in die vlaktes aanval. Die Israeliete se gode beskerm hulle in die berge, maar ons gaan hulle op die vlaktes aanval. Hulle God kan hulle nie daar beskerm nie. En dan lees ons in 1 Konings dat hulle 'n massiewe weermag na Israel toe gebring het. Die Israeliete was goed toegerus en het die Arameërs tegemoet getrek. Die Israeliete het teenoor die Arameërs, dit is nou die Syriërs plus al hierdie bondgenote, kamp opgeslaan. En hoor hoe was die Israeliete? Hulle was soos 2 troppies bokke. En die wêreld was vol Arameërs. Dit is regtig 'n onewige geveg. 100.000 troepe van die lande van die Midde-Ooste kom teen 7.000 troepe van Israel te staan. Ons kan ons skaars voorstel hoe so gesig moes gelyk het. 'n See vol Syriese soldate in die vlakte en Israel se weermag opgedeel in 2 groepies wat soos 2 groepe bokke lyk. Dit gaan 'n slagting wees. 32 konings met hulle weermagte en dan hierdie 2 groepies. 'n Nederlaag het onvermydelik gelyk, maar hoor wat sê God op wat hulle gesê het van hom. 1 Konings 20 vers 28. Toe kom die man van God nader en het sê aan die koning van Israel, so spreek die Here, omdat die Arameërs gesê het, die Here is 'n berggod, hy is nie 'n God van vlaktes nie, gaan ek hierdie hele groot menigte in jou hand oorgee. Dan sal julle besef dat ek die Here is. God gaan nie toelaat dat iemand die idee het dat sy teenwoordigheid beperk is tot die bergtoppe nie. Hy gaan nie toelaat dat iemand in hulle denke hom beperk nie. Hierdie was nie 'n groot oorlog om te wys hoe dapper die Jode was nie. Dit was 'n geveg tussen die gode van Sirië en die God van die heelal. 7 dae lank het die leers teenoor mekaar gelê. En op die 7de dag het die geveg losgebreek en die Israeliete het die 100.000 voetsoldate van die Arameërs op 1 dag verslaan. God help die Jode en hulle verslaan hierdie 100.000 soldate in die vlaktes. Want God is 'n God van die berge en 'n God van die vlaktes. Die God van die goeie tye is ook die God van die slegte tye. God was op die bergtop saam met Moses gewees toe hy die 10 gebooie gekry het, maar terselfdertyd was God saam met die Israeliete daaronder in die vlakte gewees wat sonde gedoen het. God was op die bergtoppe en in al daai bergdele met Dawid gewees toe hy Saul verslaan het. Maar hy kan ook sê wanneer hy deur die vlaktes loop, dan sê hy tussen die kranse, ek is ook die God van jou valleie. En hy sê dit ook vanoggend vir elkeen van julle. Ek is nie net 'n God van die goeie tye in jou lewe nie. Wanneer alles glad verloop nie. Ook wanneer jy in die vlakte, die skaduwee van die dood beweeg, is ek by jou. Ek is nie net die God van jou bergtop ervarings nie, maar ek is ook die God van jou moeilike tye. Want wanneer ons op die bergtoppe staan, is ons visie helder en alles val in perspektief. Mense om ons word gered en met gebedstye raak jy aan die hemel en jou voete sweef bo die grond. Daar's 'n huppel in jou stap. Ons voel God is met ons op die bergtoppe. Maar bergtoppe is skaars en min. Die grootste deel van ons lewens is nie op bergtoppe nie, maar op die vlaktes. Wanneer ons twyfel in ons geloof, wanneer ander mense ons teleurstel,
wanneer ons hierdie enorme stres en magteloosheid voel, wanneer ons waardeloos en onseker voel. Wat weet ons oor vlaktes? Ons weet 2 goed oor vlaktes. Die eerste ding is, vlaktes is deel van die normale lewe. Dis onvermydelik. Die grootste deel van jou lewe gaan jy in valleie loop. Jy kan nie die vlaktes vermy nie. Daar's geen manier hoe jy 'n vlakte kan verby nie. Jy's of nou net uit 'n vlakte, of jy sit hier in die kerk in die middel van 'n vlakte, of jy's op pad na 'n vlakte toe. Want dis hoe ons reis op aarde is. Niemand van ons is immuun teen pyn nie. Ons lewe in 'n gebroke wêreld en daarom het ons probleme. Ons beweeg deur die lewe as Christene en slegte dinge gebeur met ons. En om 'n Christen te wees beteken nie dat ons nie nou probleme en pyn het nie. Valleie is deel van die lewe en dit gebeur met almal. Op 'n stadium, en dit is my so mooi teks, en julle kan dit in julle Bybels vanaand gaan lees, Deuteronomium 11 vers 11. Praat God met die Israeliete en dan vertel hy vir hulle hoe lyk die beloofde land. En dan vertel hy vir hulle in hierdie beloofde plan wat sy plan met hulle en met ons is om op bergtoppe te staan en deur valleie te loop. Ek lees vir julle Deuteronomium 11 vers 11. God sê: die land wat julle in besit gaan neem, is 'n land met berge en vlaktes. Dis 'n land waarvoor die Here jou God sorg. Van Nuwejaarsdag af tot Oujaarsdag hou hy ononderbroke sy oog daaroor, oor die berge en oor die vlaktes. So hierdie beloofde land is nie net 'n land met berge nie, maar ook met vlaktes. Albei is deel van jou reis op aarde. En die tweede ding wat ons leer van vlaktes en valleie is, hulle is onvoorspelbaar en onverwags. Moeilikheid kom, jy verwag dit nie, dit kom net onverwags. Jy kan dit nie voorspel nie. 'n Goeie dag kan maklik 'n slegte dag word. Dit neem een selfoonoproep, rampe, tragedies, iemand wat 'n besluit maak waarmee jy nie saamstem nie, en skielik word jy onderste bo gegooi. En daarom is Psalm 23 vers 4 so 'n juweel van 'n teks. Dis 'n teks wat God nie beperk nie. Dit kom uit 'n man se hart wat geweet het hoe groot God is. Nou met daardie groot brande in San Francisco so rukkie terug, ons het dit op die nuus gesien, het een huis aan die brand geslaan en die seentjie van 7 het bo op die boonste, dis 'n dubbelverdieping huis, het op die balkon bo geland. En oral om hom was rook gewees en vuur gewees. En sy pa was onder gewees, op die onderste vloer in die tuin onder, en hy het opgekyk na die balkon en hy het met sy uitgestrekte hande na sy seentjie geroep en gesê: spring seun, ek sal jou vang. Want hy het geweet die seun gaan moet spring, anders gaan sy kind vandag verbrand. En die seentjie, al wat hierdie seentjie kon sien was rook en vuur, en hy was te bang om te spring. En sy pa het aanhoudend na hom toe geroep en gesê: spring seun, ek sal jou vang. En die seentjie het gehuil en geroep en gesê: papa, ek kan jou nie sien nie. En sy pa het geantwoord: maar ek kan jou sien, en dis al wat saak maak. Selfs al gaan ons deur donker dieptes, sal ons nie bang wees nie. Want al sien ons U nie, dan weet ons U is met ons. In U hande is ek veilig. Naskrif, die seentjie het gespring en hy is veilig. Ek sluit af vandag met 'n verhaal van 'n boer wat op sy lande geloop het. En toe is daar so 'n klein dogtertjie eers wat seer gekry het en sy het daar gelê en hy het haar gevind hier op sy plaas, en die boer het by haar kom staan en by haar kom sit op sy hurke en haar gekyk en gesê: moenie bang wees nie, ek gaan jou huis toe neem. En die klein dogtertjie het so geglimlag na hom en gesê: ek weet oom gaan my huis toe neem, ek het vir oom gewag. Wat sê hy? Het jy vir my gewag? Hoekom het jy gedink ek sou kom? En die dogtertjie antwoord: want ek het gebid dat jy sou kom. Die boer sê: gebid?
die eerste wat ek by jou gehoor het, toe ek hier aangekom het, toe ek jou gesien het, is hoe jy die alfabet opgesê het, A, B, C, D, E en so aan. Hoekom het jy dit gedoen? En sy kyk na hom en sê, oom, ek is maar net 'n klein dogtertjie. Ek het al die letters van die alfabet gebid en geweet, God gaan hierdie letters by mekaar sit, soos wat hy wil. Hy het geweet ek het verdwaal, en hy weet beter om die letters by mekaar te sit. Die God van die berge en die God van die dale is oral by jou. Hy sit jou letters byeen, as jy nie presies weet hoe om te bid nie, en hy weet wat jy nodig het. Hy geniet jou bergtop ervaring saam met jou. En wanneer jy deur die vlaktes gaan, dan sê hy vanoggend vir jou, moenie bang wees nie. Ek is by jou. In my hande is jy veilig. Amen. Kom ons neem die kollekte op. All right, Pastor. Let's sing about his love. Once I was lost, wandering in darkness, no life inside, no hope inside. But then he called my name, and he healed my blindness, set me ablaze. Now I'm alive. Here it is. His love breaking through my heart of stone, love breathing to awake my bones, love reaching out to save my soul, love never gonna let me go. All right now, good news. And now my heart, so full of worship, no I can't hold back, no I can't contain it, for all he's done. Jesus, my Savior, I am ablaze and full of thanks for, oh, come on, His love breaking through my heart of stone, love breathing to awake my bones, love reaching out to save my soul, love never gonna let me go, love calling me as I am, love making me new again, love lifting me when I can't, love never gonna let me go. Wherever you've been, whatever you've done, you come as you are, come into His open. Listen now, listen. Wherever you've been, and whatever you've done, you come as you are, you come find His love breaking through my heart of stone, love breathing to awake my bones, love reaching out to save my soul, love never gonna let me go, love calling me as I am, love making me new again, love lifting me when I can, love never gonna let me go, love breaking through my heart of stone, love breathing to awake my bones, love reaching out to save my soul, love never gonna let me go, love calling me as I am, love making me new again, love lifting me when I can, love never gonna let me go, love never gonna let me go, love never gonna let me go. For everyone in the place tonight, wherever you've been and whatever you've done, you come as you are, come into His open arms. And wherever you've been and whatever you've done, come as you are and come find His love. Ek seën julle in 'n spesiale seën ook
Aan julle wat hierdie week deur 'n vallei gaan, Ida, jy word geopereer, jou oë, waar's Ida hier voor, ja, Intronet, ek weet, jy kry Woensdag 'n operasie, Hantie, jy kry volgende week 'n baie groot operasie, daar's 'n klomp van julle wat op die herstelpad is, Teens, Hanneke, julle almal, Philip, Martie, Ines, spesiale seën vir julle, Bert, vir wat vir jou ook nou voor lê, en Jacques, daar vir jou met jou ma ook, so spesiale seën, en ek dink ek kan eintlik nou maar van sitplek na sitplek toe gaan, so ek seën julle elkeen met Psalm 23 vers 4, selfs al gaan jy deur donker vlaktes, hoef jy nie bang te wees nie, want die Here is by jou, in sy hande is jy veilig.